Goeiemôre aan almal van die wat hier is, baie welkom. Dit is interessant dat ons so iets nodig het soos 'n begrafnis of 'n afskeid of om 'n klomp mense bymekaar te kry wat ons normaalweg nie sal bymekaar kry nie, maar kom ons gebruik die tyd. Jy weet, as ek aan eintlik is Martin mos nou die sameroeper van hierdie byeenkoms vandag, as jy wil. En as ek aan haar dink, dan dink ek aan icebergs. En so haar timing was bietjie uit, want eintlik moes hierdie landing hier voor na die voordeur toe, is mos hierdie pragtige wit icebergs wat altyd so mooi is, en dis nog deel van haar hand, so het sy haar merk gelos op baie van ons lewens, 'n merk soos hierdie pragtige wit rose. Wat 'n mooi kosbare beeld ook van haar lewe. So dit was vir ons 'n voorreg om haar te ken, voorreg om deel te wees. Ook van hierdie afskeid, want die afskeid is 'n noodwendigheid vir almal van ons. Kom ons staan, dan loof ons die Here met hierdie een lied en dan kan ons begin. Vader, dankie dat ons kan uitroep vanmôre, hoe groot is ons God. Maar Vader, dat dit meer is as net 'n lied, meer as net woorde is, maar dit waarlik die kreet van ons hart is. Dit wat in ons en met ons gebeur het, toe ons oë oop gegaan het, om U te sien vir wie U is. Soos wat destyds die disippels se oë geopen is om die skrifte te verstaan, Vader, dat dit ook vir ons die geval is. Ons eer U in Jesus naam. Ons sien ons byeenkoms vanmôre, ons bevestig, Vader, dat U by ons is, tussen ons is, onder ons, in ons is. En dat U hier is om ons te versterk en te troos en aan te moedig om hierdie lewe wat so groot geskenk uit U hand is, te leef tot eer en tot verheerliking van U naam. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Ja, elke keer as ons iemand groet, en dit is nou mos maar 'n deel van ons lewens, dan herinner dit ons maar net weer aan ons eie verganklikheid en die tydelikheid van ons aardse bestel. En is dit weer eens 'n oproep om aandag te gee, om op te let aan God se hart vir ons. Vir julle, haar kinders, haar gesin, wil ons sê baie sterkte, baie seën. Almal wat naby haar was, kan dit seker vir almal sê, en wat in haar lewe gedeel het. Wat 'n voorreg was dit, om in haar lewe te deel. Ons het vir mekaar gesê die afgelope tyd, ons lewe, wat vir ons bekend is, het eintlik 4 grepe, 4 dele. Die eerste deel is hierdie aardse lewe, om hom te ken. Of, laat ek het so stel, die geleentheid wat ons het in hierdie aardse lewe, om hom te ken. En dit is wat Jesus sê in Johannes 17 vers 3, hy sê, dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. So die ewige lewe is nie iets wat gebeur wanneer ek doodgaan nie, is nie iets wat ek kry wanneer ek doodgaan nie, dis iets waartoe ek toetree in hierdie lewe. Ek leef reeds die ewige lewe deur hom te ken. Maar die kennis is 'n ander kennis. Dis nie net om kennis te neem nie, dis om hom intiem te ken. Soos 'n bruid en 'n bruidegom mekaar intiem ken. Ons sal daarby kom. Dis die eerste fase. Die tweede fase skryf Paulus aan die Filippense. Hy sê ek word gedring van weerskante af. Hy sê, want aan die een kant, hy sê, is daar 'n verlange by my om by Christus te wees. Hy sê, want vir my is die lewe Christus, en daarom sal die sterwe vir my 'n wins wees. So, nou is daar 'n tweede fase. En dan is daar nog 'n derde fase. 'n Derde fase skryf Paulus van aan die Korintiërs, en hy sê in 1 Korintiërs 15, hy sê, wanneer die laaste bazuin blaas, moet die wat in Christus gesterf het, eerste opstaan.
En die wat in die lewe dan nou op daai stadium nog oorbly, moet in 'n oomblik, in 'n oogwink verander word en verenig word met 'n verheerlikte liggaam, want verganklikheid met onverganklikheid oorkleed word. En dan is daar nog 'n vierde fase, en dit is by die einde van dit alles, die bruiloft van die lam. So, die interessante is net die eerste hiervan is nou ons deel. Net die eerste een. Die ander 3 fases, en wat daarop volg, dit kan ek nie vir julle sê nie, maar ons kan onsself voorstel hoe dit kan wees. Maar net hierdie fase speel nou in my en jou lewe af, het in Martie se lewe afgespeel. Maar nou het sy ons vooruit gegaan. Nou is sy waar. Nou is sy in hierdie plek van rus. Dit is interessant, na die hele verhaal, soos wat ons in die skrif lees van Daniël, eindig Daniël met hierdie teks aan die einde wat hy sê, maar jy heen en gaan rus. En in die ewigheid sal jy weer opstaan tot jou eindbestemming. En dit is hoe ons kan voorstel, ons vir Martie kan voorstel vandag, en elkeen wat in Christus gesterf het, kan voorstel in hierdie absolute totale rus. Wat beteken dit? Jy sien, ons het 'n begrip dat ons hemel toe gaan. Nou, wat is hemel? Waar is hemel? Is hemel 'n plek of is hemel 'n toestand? Nou, ek weet nie wat jou begrip daarvan is nie, maar kyk bietjie mooi daaroor. As ons dan nou hemel toe gaan, en ons moet eendag in 'n verheerlikte liggaam terugkom aarde toe, sal dit vir my bietjie van 'n agteruitstap wees. Daar's nie vir my 'n indikasie daarvan nie. Ek weet dis godsdienstig wat ons vir onsself wys gemaak het, maar eintlik is hemel eintlik 'n toestand, hierdie toestand van rus, voordat ons eendag gaan opstaan. Dis eintlik die beeld daarvan. So, hoe lyk hierdie toestand van rus? Paulus beskryf dit aan die Filippense. Hy sê, om heen te gaan en by Christus te wees, is vir my verreweg die beste. So, dis waar ons is. Dis vir ons die troos. Dit gee vir ons die vrede vandag, om te sê, dit is vir haar verreweg die beste. As daar een ding is, wat Martie se lewe gekenmerk het, is dat sy deur moeilike tye gegaan het. Dat sy swaar tye beleef het in haar lewe. Meer so miskien as baie ander mense. Maar hoe dat sy bly staan het as 'n blymoedige mens, as 'n positiewe mens, en deur dit alles geleef het, en julle wat hier sit vanmôre is almal getuies daarvan, ek hoef nie daarop uit te brei nie. Die essensie is om te weet, hierdie rus. Ek het al baie hierdie beeld gebruik van hierdie tannie wat op haar sterfbed gelê het, en ek het haar gaan besoek in die hospitaal, en sy het my vasgegryp en my regtig die belewenis van hemel gegee. Want ek sê nou wat, ek noem dit nou hemel, maar hemel is die toestand, hierdie toestand van absolute rus. Nou, hoe lyk die toestand? Al wat ek kan sê, dis 'n plek van totale afwesigheid van duisternis. Totale afwesigheid van enige iets wat onwaardig, onwaar is. Dis 'n totale afwesigheid van enige pyn, enige smart, enige elende. Laat my so dink aan daai skrif wat Jesus sê in Matteus 10:28, hy sê, moenie hom vrees wat die liggaam kan doodmaak. Hy praat van die mensemoordenaar, van die duiwel. Hy sê, vrees hom wat liggaam en siel in die hel sou kon verderwe. Maar aan die ander woorde, die vyand het geen aanspraak meer nie. In hierdie toestand, dis waaroor Paulus vir hom sê, dis verreweg die beste. As ons na Paulus se lewe kyk, hy was so vervolg. Sy lewe was so onderdruk, altyd. En te midde daarvan het hy blymoedig gebly, want hy kon hierdie ding sê, hy sê, ek weet, dis vir my verreweg die beste. Hy moes 'n beeld hiervan gehad het, van wat dit gaan wees, om vry te wees van enige aanspraak wat die duisternis, of versoeking, of die vyand op my kan hê. Toe ek gesterf het, in Christus gesterf het,
en die ewige rus betree het, wil ek sê, is daai band gebreek, is daar geen effek meer in my lewe van duisternis nie. Dink net mooi, nie eers van al die sleg wat in die wêreld aangaan nie. Daar's geen bekommernis nie, daar is niks daarvan nie. Dis totale rus. Paulus beskryf dit verder, hy skryf vir Timoteus in 2 Timoteus 4 sê hy hierdie ding, hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Hy sê, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Hy sê, en verder is daar nou vir my weggelê, die kroon van die geregtigheid, wat die Here my in die dag sal gee. En nie net vir my alleen nie, maar ook vir almal wat sy verskyning lief gehad het. So dis die fase, dis waarin ons troos en ons rus vind vandag, dis waar Martia self bevind. Want ons dra die getuienis dat sy hom geken het. Haar lewe daarvan getuig. Goed, sal nou daarby kom. Maar dis nie die einde nie. Die einde is, dan kom Paulus verder en sê in 1 Korintiërs 15 verduidelik hy vir ons. Hy sê, maar daar moet nog iets gebeur. Hy sê, aan die einde van hierdie aardse bestel, nou, ons het ook vir mekaar gesê, waarom die aardse bestel? Ons sien daar was 'n ewige verlede, en nou is daar 'n aardse periode, en dit gaan opgevolg word deur 'n ewige toekoms. En wat sou God se doel wees met hierdie aardse periode tussenin? Wat nou al oor soveel jare strek van die, kom ek sê, van dat ons regtig met die mens, die moderne mens te doen gekry het van Adam af, praat ons nou maar van 'n kwessie van 6000 jaar. Die aarde is baie ouer as dit, maar maak nie saak nie, ons praat nou van, in ons Bybelse terme, in hierdie ruimte, wat ons beskryf, wat God van Adam af met ons deel tot vandag toe, is maar 'n 6000 jaar periode, en ons leef op 'n klein streepie van hierdie klein periodetjie teenoor die ewigheid. En die vraag is, hoekom sou God dit doen? Ons was in God, ons was by hom, ons is sy maaksel. Hy het ons gespreek, ons was in sy hart, in sy mond. So ons was by hom. En toe plaas hy op ons op aarde om vry te leef, met 'n vrye keuse. Sodat ons in die ewige toekoms nie onbewustelik in hom is nie, maar bewustelik in 'n liefdesverhouding met hom deel. Dis waaroor dit alles eindig by 'n bruilof. Dat ons in die ewigheid bewustelik sal deel wees van hom, waar ons in die ewige verlede onbewustelik deel was van hom. Dis al logika wat ek kan sien in hierdie aardse verloop. So, nou kom Paulus en hy sê, God gaan gee vir my, in die sterwe, die dag wanneer ek hierdie wêreld verlaat, geef my die kroon van die geregtigheid. Ek weet nie hoe daai kroon lyk nie, al wat ek my voor kan stel, is dat dit deel is van die rus, maar dit mag ook deel wees van die volgende stap, en dit is wat hy sê, dat die opstanding moet plaasvind. Hy sê, wanneer die laaste bassein blaas, dan moet die wat in Christus gesterf het, eerst opgewek word, en daarna die wat in die lewe oorbly, verander word. So hier praat ons van 'n opstanding wat voorkom, en 'n proses wat gaan plaasvind. Ek dink in Openbaring sê hy dit so, hy stel dit so, hy sê, en die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar voleindig was nie. Hy sê, dis die eerste opstanding. Hy sê, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Nou, hy praat van 'n tydperk. Dit word beskryf hier as 1000 jaar, of dit 'n fisiese 1000 jaar is, en of dit nou 'n simboliese syfer is, maak nie saakie. Maar hy sê, die wat in Christus ontslaap het, sal eers opstaan. En dan sal die wat in die vlees nog lewe, daai tyd, wanneer die laaste bassein blaas, verander word. Die essensie is net, dit is in die eerste opstanding, daai opstanding, spring ons die tweede dood vry.
So, wat is die eerste dood? Die eerste dood is om biologies te sterwe. Dis wat met Martie gebeur. Dis wat ons bedink vandag. Elkeen van ons het 'n vervaldatum. Elkeen van ons gaan ons beurt kry om te sterwe te kom. Dis die eerste dood. Maar hy sê, salig is hy wat deel het van die eerste opstanding. Jy sien, die eerste opstanding is die beeld van die laaste bassein wat blaas en wat opgewek word. Want aan die einde van daardie periode, dan gaan almal opgewek word. Die wat in Christus ontslaap het en die wat nie in Christus ontslaap het nie. En dan gaan die finale skeiding plaasvind en dan kom die laaste fase. En dit is die bruiloft van die lam. En hy stel dit so. Hy sê, en ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, hy praat van die gemeente, van die heiliges, die mense, hy sê, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God sal self vir hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee. Daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en gewene en moeite sal daar nie wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf hierdie woorde, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, kyk, dis verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. En hy wat oorwin sal alles beerwe. En ek sal vir my God wees. En hy sal vir my seun wees. En wat dan daarop volg, is dan hierdie bruiloft van die lam, wat ek my net kan voorstel, hoe dit moet wees. Maar kom ons kom terug by die eerste. Ek en jy leef nog by die eerste. Ons leef nog by dit wat Martie geleef het, en wat ons bevoorreg was, om in haar lewe te sien, wat sy in haar lewe geleef het, om hom te ken. Nou, om hom te ken, is nie om van hom kennis te neem, om van hom te gehoor het, van hom te geleer het. Ek wil sê, selfs om hom te dien nie. Dit is nie om sy gebooie te hou nie. Die ryk jong man het gesê, Here, ek hou al hierdie gebooie al van my jeug af, maar ek mis nog steeds die ewige lewe. En dan sê Jesus, gaan verkoop jou goed, en kom hier en volg my. En wat Jesus eintlik vir hom gesê het, waaroor dit gaan, is jy is eintlik met jou goed getroud, en nie met my nie. Jy het jou goed meer lief as wat jy vir my het. So dis die beginsel. So om hom net te ken, om te sê ek ken hom, die duiwels ken hom ook. En hulle sidder. Hulle glo ook, en hulle sidder. So daar moet iets anders wees. Daar moet iets anders wees in die essensie van om hom te ken. Om hom intiem te ken. En jy weet, van die begin af het God die verhouding tussen hom en die mens voorgestel as die verhouding tussen die bruidegom en die bruid. En hy is ons hemelse bruidegom en ons is sy aardse bruid wat 'n hemelse bruid moet word. En so, as dit 'n bruidegom-bruid verhouding is, 'n man-vrou verhouding is, dan moet dit 'n liefdesverhouding wees. En wat so belangrik is hierin, is juis hierdie periode wat God ons gegee het, hierdie tydjie wat ons in hierdie tydelike leef, is vir ons om ons 'n keuse te gee, want liefde is 'n keuse. As jy die keuse uithaal, het jy liefde weggevat. So liefde is 'n keuse, is 'n vrye keuse. En God het vir elkeen van ons die vrye keuse gegee. En hy maak elkeen van ons die hof. Hy het ons so lief gehad, dat hy sy seun gegee het. Sy seun het ons so lief gehad, dat hy sy lewe gegee het. So om ons te heilig en te reinig. En daarom, wanneer ons by daai oortuiging kom, jy sien, om hom te ken, is om te besef, dat hy nog altyd besig is om my die hof te maak. En hoe maak 'n man, 'n bruidegom, sy bruid die hof? Deur haar lief te hê, deur haar te koester, deur haar te bevestig, deur haar te komplimenteer, deur haar raak te sien, deur tyd met haar te spandeer. Dis wat hy met ons doen.
Hy kom sê vir ons, as ons net met oop oë na die skrif kyk, sê hy vir ons, ek het jou lief, jy's waardig. Die essensie van 'n man wat verlief raak op 'n vrou, is om te sê, jy is vir my perfek. Ek soek niemand nie. Ek soek jou, want jy is vir my die volmaakte. Jy is vir my die perfekte. Wat het die hemelse bruidegom met ons gedoen? Hy het sy lewe vir ons kom gee. Hy het homself vir ons oorgegee, om ons te heilig, te reinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, verheerlik, heilig voor God te stel. Kan jy jou voorstel? Hy het homself gegee, en dis waarin sy bloedoffer lê, dat hy sonde geword het, met alles wat duisternis en alles wat onwaardig in ons lewens was, sodat ons kon word, die geregtigheid van God. Sodat ons voor God regverdig kan wees. Wat beteken dit? Dit beteken presies wat Efesiërs 5:25 sê, dat hy ons geheilig het, gereinig het, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, voor God stel. Besef ons dit? Vraag is, word ons dit nadat ons gesterf het? Of is ons dit terwyl ons lewe? My vraag is altyd, wat moet met my gebeur van die dag dat ek sterf, totdat ek voor die troon van God kan staan in sy heerlikheid, as ek as 'n sondaar sou sterf? Gaan skop vergifnis eers in as ek doodgaan? Wat het ek gedoen? Met ander woorde, moet ek doodgaan om vergewe te word? Of het Jesus gesterf om my te vergewe? Ek sien hierdie ding, dit was 'n lang gesprek wat ons in die sonderse huishouding gehad het van verse tyd af. Oor hierdie heerlike waarheid, dat Jesus gekom het en sonde geword het, sodat ons kon word die geregtigheid van God. Want nou moet ons onthou, ons moet dit verbind aan die opstanding. Paulus doen dit. Paulus sê, daar is iets soos 'n opstanding uit die dode. Nou het ons gesien, in 1 Korintiërs 15 beskryf Paulus die opstanding uit die dode as die laaste bassein blaas. Maar in aanloop daarvan sê hy vir ons vroeër in die hoofstuk, hy vertel van Jesus wat uit die dood uit opgestaan het. Nou moet ons net dit verstaan, hè. Toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, wat was die betekenis daarvan? Dis die grootste gebeurtenis in elke mens se lewe. Die dag toe hy opgestaan het, hy kon nie opgewek word uit die dood uit, voordat die mensdom, voordat ek en jy, nie regverdig voor God verklaar is nie. Daarom sê Romeine 4:25, hy is oorgelewer ter wille van ons misdade, ons oortredinge. Ons oortreding het gemaak dat hy oorgelewer is, dat hy die straf moes dra, want deur sy wonde en moes daar vir ons genesing kom, en die straf wat vir ons die vrede aanbring moes op hom wees. Hy sê, so, ons oortredinge het gemaak dat hy oorgelewer is, maar net so, toe hy die volle prys betaal het, en met sy bloedoffer, tot in die hel, die laaste van ons skuld betaal het, die laaste van my skuld betaal het, van Martie se skuld betaal het, toe kon God hom opwek uit die dood uit. En daarom as jy daai skrif mooi lees, die 83 vertaling het hom ongelukkig nek omgedraai, maar gaan lees hom in die 53 vertaling, sê hy dit so mooi, hy sê, soos wat ons oortredinge die oorsaak was dat hy oorgelewer is, is ons regverdigmaking, die feit dat die prys vir elkeen van ons betaal is, dat God ons geheilig en gereinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor God gestel het. Toe kon God hom opwek uit die dood uit. Sy opstanding is die bewys, die kwitansie, dat ek en jy voor God nie meer staan as sondaars nie, maar as geheilig. Nie omdat ons dit reg gekry het nie, nie omdat ons nie foute maak nie, maar omdat sy bloedoffer die prys vir ons betaal het, met een offer vir altyd, vooruit betaal het. So nou is die vraag, vergifnis. Wanneer ontvang ons vergifnis? Ons het vergifnis ontvang 2000 jaar voordat ons gebore is. Paulus skryf aan die Kolossense.
Hy sê, julle wat dood was deur die misdade en die onbesneenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak. Ons moes dus saam met hom gesterf het, ons was dus ingesluit daar. Hy sê, deurdat hy ons die misdade vergewe het, nie gaan vergewe nie, vergewe het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyandig gesind was, uitgedelg het, deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle nie openbaar tentoongestel het. So wat sien ons? Ons sien, hy het ons vergewe. Wat glo ons? Ons noem onsself gelowiges. Wat glo ons? Glo ons dat hy ons sal vergewe? Of glo ons dat hy ons vergewe het? Glo ek vergifnis? Of glo ek om vergewe te word? Want as ek vergewe moet word, dan beteken dit, daar's iets uitstaande tussen my en God. Dit beteken, dis asof die huwelik nie kan plaasvind nie, want hier is 'n fout. Jy weet, as ons iemand in die huwelik bevestig, dan moet die huweliksbevestiger sê, aangesien daar nou geen beletseling is, my vrou glad nie van die woord nie, geen beletseling is deur die voorgenome huwelik nie. Met ander woorde, aangesien daar nou geen rede is waaroor hulle nie in die huwelik kan tree nie, besef jy, as die sonde tussen my en God staan, is daar 'n probleem. Ons kan nie in die huwelik tree nie. Daarom moes God die sonde wegdoen. En daarom sê Hebreërs 9:26, hy het met sy offer die sonde weggedoen. Wat beteken dit? Wat is sonde? Sonde is om die merk te mis. Wat is die merk? Die merk is verhouding. God het ons uit liefde geskep vir liefde, vir 'n liefdesverhouding, om bewustelik in 'n liefdesverhouding in die ewigheid met hom te wees. So wat is sonde? Sonde is 'n gebrek aan verhouding. En luister, as ek sê gebrek aan verhouding, dan sê ek nie 'n verhouding van soorte nie. Praat van 'n ware verhouding. 'n Ware verhouding. Jy sien, daar's 'n verhouding in kennis, daar's 'n verhouding in ek is bewus van. Daar's 'n verhouding van ek is onderrig in. Daar's sulke verhoudings, maar dis nie verhouding nie. 'n Verhouding is iets wat ontstaan uit 'n persoonlike ontmoeting uit. En hier kom die grootste beeld. Wat gesê, die eerste punt is vergifnis. Wanneer is ek vergewe? Die tweede is geloof. Want jy sien, geloof is nie iets wat ek doen nie. Want om God te behaag, ek behaag God nie deur wat ek doen nie. My beste werke, sê Jesaja, is 'n besoedelde kleed. Ek behaag God deur te glo. Maar wat is hierdie glo? Hierdie glo is om tot die oortuiging te kom van wie hy is. Om hom te sien as hierdie bruidegom wat besig is om my die hof te maak. Hierdie bruidegom wat altyd daar is vir my, altyd beskikbaar is. Nooit op sy selfoon is nie, nooit in 'n vergadering is nie, nooit besig is nie. Wat daar is vir my, wat gereed is om my in te kleer, my mooi te maak, want dis wat 'n bruidegom met sy voornemende bruid maak, hy maak haar mooi. Hy kleer haar in, hy sê vir haar hoe mooi sy is. Nou wat sê hy vir ons? Wat sê hy vir ons? Die duisternis van sonde, as 'n sondaar, of het ek jou sondaarskap op my geneem, sodat jy kan wees die geregtigheid van God? So hoe maak hy ons die hof? Jy sien, die gesprek, wat so lank plaasgevind het in die sondershuishouding, ek onthou so al daai dae, en jare, was oor hierdie konflik, die konflik dat ons groot gemaak is as sondaars, asof ons 'n sonontvanger gebore is. Dit was waar van Dawid. Dit was waar van die Ou Testamentiese mens. Maar is dit waar van my en jou? As die misdaad van een sonde in die wêreld gebring het deur die sonde die dood, dan is die mense sonontvanger gebore, volgens Romeine 5:12. Maar dan kom Paulus in vers 18 en 19, hy sê, net soos deur een misdaad, die van Adam, dit vir alle mense tot veroordeling was as sondaars, is dit deur een daad van geregtigheid, die van Jesus Christus, vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. So, wat sê ons bruidegom vir ons? Hy sê,
Jy is pragtig vir my. Ek het jou lief net jy is. Ek het met my bloedoffer, het ek jou skuld weggewas. Ek het jou waardig gemaak. Daar's geen beletseling tussen 'n voorgenome huwelik, tussen jou en my nie. As ek en jy onsself so kan sien, as in die opstanding, en dan sê hy van Jesus, hoor hoe stel Paulus het, hoe sterk stel hy dit, hy praat in 1 Korintiërs 15 daarby vers 16 en 17, sê hy, as Christus nie opgewek is nie, onthou nou, in Romeine 4 het hy gesê, hy is opgewek toe ons regverdig gemaak is. Hy sê, as Christus nie opgewek is nie, hy sê, dan is ons nog in ons sondes. Dan is ons geloof te vergeefs. Maar as Christus opgewek is, kan ons nie meer in ons sondes wees nie. Want hy het sonde geword vir ons. Met ander woorde, dit wat ons teenstand is. Maar nou, so dit gaan nie oor vergifnis nie. Vergifnis is afgehandel. Waaroor gaan dit? Gaan oor verhouding. Hierdie verhouding wat ontstaan, nie deur kennis nie. Kennis is goed. Nie deur sintuiglike samestemming nie. Maar wat gebeur as geesgeboorte plaasvind, en geesgeboorte vind plaas, wanneer iemand oorweldig word, wanneer hierdie meisie, wat hierdie ou so uitkyk, wat besig is om haar die hof te maak, wanneer sy ontdek, daar's vlinders in haar maag en jelly in haar knie, en waar sy besef, ek het dit verloor, ek het verlief geraak, en om op hom verlief te raak, dit is om hom te ken. Dis geloof. Nie die substansie van geloof, wat iets is wat ek doen, en ek neem maar 'n besluit, en ek neem Jesus aan, en nou is ek ook kind van God nie. Die geloof, wat van my besit neem, die geloof wat met my gebeur, omdat ek blootgestel is, aan sy ware karakter. Godsdienst het sy karakter in ons lewens verbuig. Ons het geleer, God doen alles. Calvin het vir ons geleer, God doen alles. Hy maak dood en hy maak lewend, hy maak siek en hy maak gesond, hy maak al die goede. As Jesus gekom het om die werke van die duiwel te verbreek, en hy het niemand siek gemaak nie, maar honderde of duisende gesond gemaak. Niemand dood gemaak nie. Maar mense kom opwek uit die dood uit. Dan weet ons mos nou wat is die werke van die duiwel. Ek kan verstaan dat Jesus sê, hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. En ek kan ons ook verstaan dat hy sê, moenie hom vrees wat die liggaam kan doodmaak, daarna niks kan doen nie. So ons weet, Calvin het dit daar gemis. So ons kom by 'n punt waar ons dit vir onsself moet uitmaak, dat God is goed, hy is net goed. Hy sê, my gedagtes aangaande jou is vrede, nie onheil nie. Is daar onheil in ons lewens? Ja, maar is nie God se gedagte nie. Dis die wat stilslag en verwoes. Dis verdrukking en benoudheid en vervolging waarvan Martie 'n groot deel gehad het. Maar dan kom Paulus en hy sê, as Christus sy eie seun nie gespaar het nie, maar vir ons almal oorgegee het, sal hy ons nie ook saam met hom alles uit genade skenk nie. En dan sê hy, dan is ek seker, dat geen dood, en nou begin hy met dood. Dood of lewe of owerhede of magte of teensvoorig toekomende dinge, hoogte, diepte, engele, enige ander skepsel, my kan skei van die liefde van God nie. So die maak nie saak wat die aanslag is nie. Niks kan my skei van die liefde van God nie. Die lewe, die ewige lewe, wat ek en jy betree, is die een wat ons betree wanneer geloof ingeskop het. Wanneer ons tot die oortuiging gekom het van wie hy is, dat hy God is en dat hy goed is. En dat hy ons lief het, onvoorwaardelik. En dat hy die kwaad nie toereken nie. En dat hy sê aan hulle sondes en ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Die wete dat waar Romeine 3:23 geëindig het met wat sê ons het almal gesondig en ontbreek ons die heerlikheid van God, gaan vers 24 aan. Hy sê en hulle almal wat gesondig het nie, die heerlikheid van God ontbreek, word sonder verdienste geregverdig deur die offer wat aan Christus Jesus is. So besef jy vanmôre, dit gaan nie oor vergifnis nie. Ons is vergewe. Jy is vergewe. Ek is vergewe. Martie is vergewe. Gaan we verhouding. 'n eerste rangse verhouding. Die verhouding wat ontstaan het die dag toe ek op hom verlief geraak het.
Die dag toe ek hom ontdek het vir wie hy is. En dat hy my nie uit almal nie, want hy het ons almal uitgekies. Dat hy my gekies het as mens om intiem mee saam te leef. Die gedagtenis wat ons aan iemand soos Martie het, is dit. Ek sê vandag is Martie se preekbeurt. Wat sou haar boodskap wees vandag? Paulus roep dit uit aan die Korintiërs. Hy sê laat julle met God versoen. God het van ons nuwe skepsels gemaak. Een het vir almal gesterf en daarom sê hy, as God kyk, sien hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, alles nie geword. God sê, maak nie saak wie jy is, waar jy vandaan kom, wat jy gedoen het nie. Hy sê, ek het die prys ongeag betaal. Maar dan sê hy, dit alles is uit God, dis sy werke. Hy sê, wat ons homself met ons versoen het, en toe aan ons die bediening van die versoening gegee het. En om hom te ken, is om hom te bedien met ons vir die versoening, om by die plek te kom waar ek so blootgestel is aan hom, aan die woord. Petrus druk het so uit, hy sê, ons het die profetiese woord. Jesus is die profetiese woord. Hy sê, ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop ons tog moet ag gee, so lamp wat in 'n donker plek skyn. Hy sê, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Jy sien daai opgaan van die môrester. Daai oomblik. Daai wete dat ek weet dat ek God se kind is. Ek het nie iemand van my 'n versie geleer en 'n rympie geleer nie. Maar ek weet, ek het met hom kontak gemaak. Ek het hom van aangesig tot aangesig ontmoet. Dis die toetrede tot die ewige lewe. En dit is wat vir my en jou aangebied word. God kom in sy liefde en hy kom bied ons dit aan. Hy sê, ek wil met jou hierdie pad loop. Baie van julle, meeste van julle ken dit. En daarom kan ons vanmôre opgewonde en bly wees en sê, maar ons gaan haar volg. Ons gaan almal daai geleentheid hê. Maar die angel van die dood, het hy gesê, is die sonde, skryf Paulus. Angel van die dood, maar wat het ons sê, sonde? Sonde is om jou merk te mis. En wat is die merk? Die merk is verhouding. So die angel van die dood is om nie verhouding met hom te hê nie. En in die oomblik as ek waarlik verhouding met hom het, is die angel van die dood weg. Dan is die dood vir my verre weg die beste. So die eenvoud is dit, hy is daar, hy is tentoongestel. Paulus sê, ek beskryf hom. Ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus as die gekruisigde. Hy sê, ek het hom as gekruisig voor julle afgeskilder. Paulus sê, ek is so bewus van hom, ek kan nie anders nie. Hy is my lewe, ek is deel van hom. En daarom is dit Paulus se pad, en dit is waaroor Paulus kan sê. Dit sal vir my verre weg die beste wees, om heen te gaan, en met hom te wees. En as ek na Martie se lewe kyk, dan sien ek die verre weg die beste. En dit vind ek 'n troos. Ja, ons gaan haar mis. Ons gaan haar icebergs mis. Ons gaan daai glimlag daarmee saam mis. Ons gaan haar sagtheid mis. Haar standvastigheid. Ons gaan dit alles mis. Maar wie wat, ons het al hierdie pragtige herinneringe oor soveel jare wat ons kan na teruggryp. Maar die belangrikste is wat sou haar boodskap vandag wees. Laat jy met God versoen. Leef verhouding. Laat toe dat geloof van jou besit neem. Dis die wonderlikste ding wat kan gebeur as geloof van my besit neem. As ek in my eie lewe kyk, dink ek het 23 jaar lank van my lewe het ek die Here gedien. Maar geloof het nooit van my besit geneem nie. Ek het hom voluit gedien, ek het alles gedoen wat 'n gelowige behoort te doen. Sonder dat dit van my besit geneem het. En eers op 23 het ek hierdie eerste rangse ontmoeting gehad. Dit, elkeen het sy eie verhaal, Martie het ook haar eie verhaal. Maar om by die plek te kom, om daai ontdekking te doen, om te besef, iets bonatuurliks het in my gebeur. Ek het God wat die onsienlike bewoon, ek het hom gesien. Ek beleef hom.
Ek ervaar hom. Ek ken hom. Ek praat met hom en hy praat terug met my. Ek hoor sy stem. Ek wandel met hom. Dan wandel ek uit hierdie lewe uit, stap ek eenvoudig oor in die ewigheid vir al die ander stappe wat volg. Die 3 wat ons ken en wat dan mag volg, wat ons dan nou ook nie ken nie. Ek dink Martie sou vanmôre vir ons almal net wou waai en sê, dit gaan baie goed met my. Ek stel glad nie belang om terug te wees daar waar julle is nie. Al het ek julle baie lief. En hoeveel van haar liefde het ons nie ontvang nie. Die vraag is, gaan dit van my en jou ook die geval wees om te kan sê, dankie, ek is versadig, ek rus, ek het vrede. Amen. Vader, dankie. Dankie dat ons met vrymoedigheid en vreugde en sekerheid kan afskeid neem van iemand wat ons regtig lief voor was, wie se liefde ons ervaar het, Here, en met wie ons saam die lewe kon deel. Wat 'n voorreg het ons nie gehad nie. Wat 'n voorreg het ons nie om mekaar te hê vandag nie. Om in mekaar se lewens die seën, die goeie raak te sien, die rose raak te sien, om mekaar so te beleef en dit vir mekaar te wees. Dankie Here dat hierdie afskeid is maar eenvoudig, dis deel van ons lewens. En ons weet ons gaan nog baie keer moet afskeid neem. En Vader, maar dit is vir ons geen verskrikking meer nie. Ons eie poging is weg. Die angel van die dood is weg. En daarom kan ons eerder, as om dit te vrees, kan ons dit eerder omhels. Eerder uitsien daarna, soos Paulus om te sê, dit sal vir my verre weg die beste wees. Ons eer U vanmôre. Dankie Here dat in ons samesyn en in ons herinnering van iemand wat ons lief gehad het, Here, dat ons ook in dit alles U sal sien en U vrede sal vind. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Amen. Albert, jy wou 'n paar bedankings doen, so ons gaan vir jou geleentheid gee. En as Albert klaar is daar so 'n kort videoetjie wat ons gaan speel en dan kan ons maar vandag. Baie dankie. Ek dink jy moet, wil ek vir jou hierdie gee, anders gaan ons sukkel om jou te hoor. Goeiemôre almal. Toe Rename my vra, ek moet net vir die mense dankie sê, het ek gedink ek gaan my kop kan orden en ek sal iets kan sê wat sin maak. Ek het dit nie reg gekry nie. Net dankie sê vir almal wat hier is. Dis vir ons 'n voorreg dat almal hier is. Amanda het gesê, toe ons nou kom ry en ons gesels oor die by mekaar kom en familie en vriende en almal, te sê sy maar, dit sou vir ouma 'n fees gewees het. Ekskuus. Sorry. Sê sy maar dit sou vir ouma 'n fees gewees het en dis vir my die kern gewees. Hierdie mense wat hier is en almal wat hier is, sou vir haar 'n fees gewees het. En ek wil vir sê dankie daarvoor. Dankie dat jy die tyd gevat het en die moeite gedoen het om hier te wees. Ons waardeer dit regtig. Rename het dan ook vir my gesê, ek net dan vir 'n paar mense sê dankie en ek gaan dit lees. Ek gaan net eenvoudig lees want ja. Dankie aan al die familie vir hulle liefde en deel wees. Dankie vir die gemeenskap en vir die gemeente wat vir haar tuiste was en wat ons absoluut gedra het in die afgelope tyd. Haar vriende en die groepe waarvan sy deel was, die Pylvakbende, die Bybelstudie, die Quilters, vir jare se liefde en deel wees van haar lewe. In die klein saaltjie het die quiltgroep van die quilts wat hulle saam met my gemaak het,
uitgestal. Ook daar van hulle eies. Ons kan kyk gerus daarso. Aan almal wat eetgoed en etes gebring het en voorsien het, aan Dr. Fischer, wat dadelik daar was en soveel belangstelling daarna getoon het, aan elkeen wat gehelp het met die reëlings, die regmaak van vandag, oom Jan, nie net vir vanoggend nie, maar ook vir jou en Tanenda se deel wees van ons gesin. Vir elke boodskap, vir elke oproep, vir elkeen wat hier is vandag. Baie dankie. Ons luister na die lied van Ma. En ons kyk 'n paar van haar tuinfoto's en dit is interessant. Dit is vir my ook toe ek net by die huis kom hier so en ek stap deur die tuin. Ma is nog steeds daar.